ons so 'n tussenwerpsel. Kom ons praat van so 'n gedeelte van die lering wat nou nie deel is van die padkaart nie. Jy weet, dit is sommer net, ons trek gou van die pad af en ons eet 'n ontbyt by Wimpy. Net so onder mekaar. Dis wanneer mense nou sit en dan vra vir my vrae en tussenin vra. En die vraag kom op. Maar ek kan nie jou lewe volg nie. Ek kan nie volg wat jy doen nie, Krause. Jou revelation is jou revelation. Dis heeltemal korrek en ek dink dis een van die groot probleme wat ons vandag het. Want jy sien, ons sit in ons beginsel van lineariteit en ons het hierdie probleem van lineariteit. En wat doen ons nou? Nou soek ons. Ons is die hele wêreld vol. En ons is in YouTube. En ons skryf ons dit neer, en ons kry al die goed wat die mense sê, en wat die mense praat. Dan probeer ons dit uitleef. Werk glad nie. Dink nou maar weer dit werk glad. Jy moet loop op die openbaring wat God jou gee. En vir julle voorbeeld gee. Jare gelede, hier in die vroeë 80s, 1984 rond, toe voel ek die Here het vir my op my hart gelê om alles my goed te verkoop. Nou kyk, mami het nie so goed hieraan gevat nie, maar ons het nou net ons eerste huis gekoop, en alles het nou net begin, in plek en val, en wie wat, en ek kom met die briljante idee na vore, ons gaan alles verkoop, en ek het nie helemaal sê wat dit behels nie. En toe sê ek, goed, maar ek het nou vir die Here gesê, dis nou nie my vrou nie, hy het my gepraat, so ek het al my goed verkoop, ek het die huis verkoop, alles verkoop, geld gevat, al die skuld betaal, alles is af, alles is weg, nou het jy niks, ek het net 'n ou tweedehandse Volkswagen. Ek het glad nie geweet waaroor dit gaan nie. Met ander woorde, in daardie wandel is God besig om met elkeen afsonderlik te wandel. Jy moet dit verstaan. Weereens, kom ons onderskei net. Kom ons praat net met mekaar dat ons dit kan onderskei. Redding van ons siel en redding van ons gees. Ons het al 'n paar keer daaroor gepraat, ek wil net my pen in die hande kry. Maar ek wil hê julle moet dit verstaan. Wanneer ons kom by die plek waar die redding van ons siel plaasvind, die bevryding van ons siel, waar ons besig is om dit oop te breek, gaan die metodiek onder die mense verskil. Die Here deel met elkeen volgens sy eie karakter. Hy deel met elkeen volgens sy eie manier. Nou wanneer hy daarmee besig is, moet ons net vinnig kan onderskei, dat jy dit kan verstaan. Daar's beginsels en daar's metodiek. Die beginsel is vir almal waar. Daar's 'n beginsel wat ek altyd na verwys as koninkryksbeginsels. Dit is vir almal net waar. Maar die metodiek verskil van persoon na persoon. Daarom kan jy luister na iemand, jy kan na lering luister. Maar dan moet jy daai lering vat na die Here toe en sê, Here, maak dit waar vir my. Bring dit en openbaar dit vir my, dat ek na daardie openbaring kan luister, en dat dit vir my werk. So 'n baie belangrike aspek, wat ons altyd in gedagte moet hou, is hy werk met elkeen van ons as individu. En hy los jou nooit. Al maak jy wat, hy is altyd daar, hy gaan vir jou soek, en hy gaan saam met jou loop, en hy gaan hierdie beginsels in jou lewe inbou, hy gaan jou die beginsels leer, hy gaan jou die openbaring gee, sodat jy die openbaring kan toepas. Die oomblik wat jy die openbaring toepas, dan skop geloof in, en die oomblik wat die geloof in skop, dan begin jy in jou erfenis wandel, saam met dit wat God vir jou weggelê het.
Waarna is ons besig om te kyk? Jy kan nie op ander mense se openbaring loop nie. Jy kan nie gaan luister na wat daai ou gedoen het. Nou, ek sien dit baie. Kyk 'n bietjie as julle dit wil navors. Daar's een ou, hy het 'n probleem. Hy loop met 'n probleem en hy sukkel met 'n probleem. En nou uiteindelik gee die Here vir hom 'n openbaring. Hy wys vir hom, hy moet dit doen. En daar kom hy vry. En daar begin sy lewe vloei. En dan gaan hy en hy hou seminare en hy leer dit vir almal. Nou vra ek jou, hoeveel van die mense kom daar, hoeveel van daardie mense kom vry? Dit kan wees dat die Here beweeg onder die mense, dit kan wees dat die Here kom en deur sy gawes vloei, dis iets anders. Maar my ervaring, en dit wat ek sien, is die mense probeer in die openbaring van daardie persoon loop, sonder dat hy dit vir homself waarmaak. Sonder dat hy dit vir homself as 'n openbaring kry. Wat is belangrik? Jy kan nie op 'n ander persoon se openbaring wandel nie. Jy moet self na hom toe gaan. Jy moet self met hom gaan praat. Jy moet self gaan sit dat hy dit vir jou duidelik maak en dat hy die openbaring vir jou sal gee. Ons het sulke klein stukkies waarna ons kyk. Ons het nou 'n geleentheid gehad om ontbyt te gaan eet by Wimpie. Ons gaan nou draai maar op by Spur. Dit is bietjie iets anders. Die stelling of die vraag word gemaak, maar dit is moeilik om oor te gee. Dit is moeilik om dit te laat gaan. Heeltemal korrek. Dit is vrek moeilik. Waarom? Want daar is soveel goed wat op sielsvlak lê, wat keer dat die Heilige Gees jou kan bedien, dat jy dit kan doen. Want onthou, jy gaan dit nie kan doen nie. Jy moet dit afskryf, jy moet dit weet, jy gaan nie. Die kern van die ding is om te leer, om in sy teenwoordigheid te gaan sit. Ons is nou bietjie vooruit, maar dis die kern van al hierdie lering. Jy moet die vermoë hê om stil te word in sy teenwoordigheid. Jy moet die vermoë hê waar jy voel dat die teenwoordigheid, nee maar broer, jy kan nie op gevoel gaan nie. Nee, glad nie. Ja, nee, ek dink dis verkeerd. Ek dink dis vir ouens wat dit nie kan ervaar nie. Ek sê nie vir jou, daar's 'n plek waar jy God ervaar in sy teenwoordigheid. Daar's 'n plek waar die presence van God oor jou kom. Dis waar jy moet sit. Waar sien ons dit? Dis die plek van ontmoeting. Dis die skeur in die rots. Dis waarom hy sê, julle moet met vrymoedigheid na die troon van God nader. Want jy moet vertel, jy gaan in die troonkamer van God instaan en geen ervaring hê nie. Hallo. Dis nie wat die ouens vir my vertel wat 'n na-doodse ervaring gehad het nie. Kyk 'n bietjie op YouTube na die ouens wat near-death experiences het. Ja, maar daai ouens het net, hulle is net die mekaar. Wel, lees dan die boek van Eben Alexander. Eben Alexander se voorloop van sy brein het eintlik verteer onder 'n bakterie. So hoe kon hy hallusineer? En hy is 'n neurochirurg. Interessant, nee. Ja, baie interessant. En hy was in die hemel. En wat was sy ervaring? So daar's definitief 'n ervaring. Daar's definitief 'n plek waarheen ons genooi word om met God te ontmoet. Daar's geen twyfel daaroor nie. Die een wat vir my uitstaan is Psalm 91. He that dwells in the secret place of the Most High. Het jy al vir jouself gevra, waar's dit? Dit kan net in sy teenwoordigheid wees. Dit kan net voor sy troon wees. In die allerheiligste, want die allerheiligste se voorhangsel is geskeur sodat ons kan ingaan.
Maar oom, dis moeilik. Ek stem saam. Maar waarom is dit vir ons moeilik? Ek dink nie dit was moeilik vir die ouens in Handelinge nie. Want onthou, van 313 na Christus, het daar wesenlike probleme ingetree na Handelinge. Ek meen, dis waar al hierdie goed vandaan kom. Ek meen, dis waar al hierdie sataniese goed begin uitkom. Dis die ontstaan van die hele ding met Konstantijn. Al daardie goed bring, hoe kan ek het stel? Is dit 'n verstopping? Is dit 'n blokkasie? Maar dit bring 'n werking goed op sielsvlak wat maak dat ons sukkel om met God kontak te maak. Maar dit is absoluut van kardinale belang dat ons moet kontak maak. Nou wat sien ek? Daar is 'n belofte in die skrif. Hy sal hom aan ons openbaar, Johannes 14:21. En ek glo met my hele hart ons is op pad soontoe. Ek glo met my hele hart dat soos ons in daardie plek van vereniging vertoef, saam met broers en susters wat dit almal saam verstaan, gaan die Here Jesus deur die proses vir ons 'n realiteit word. Nou die oomblik wat hy dan 'n realiteit word, die oomblik wat dit in ons gees 'n openbaring word van wie hy is, van sy liefde, die openbaring word van hoe goed is hy vir ons. Kom ek sê vir julle, ek wil julle hierdie stukkie lees, om julle hoor. Dis nou daardie gedeelte in Psalm 91 wat ons nie lees nie. Ek weet nie hoekom nie, maar ons lees hom nie. Ons lees die vorige gedeelte. Is alles baie lekker waar die Satan pak gee. Daar lees ons nou wanneer Papa nou agterkom waaroor dit gaan. En ons is eintlik ons wat agterkom waaroor dit gaan. En ons begin in die secret place instap. En dan het ons beloftes van God hoe hy Satan gaan uitsorteer. Nou sê vir my, wat is die Ou Testament? Nou sê ek vir jou, dit is die Ou Testament, maar dis waarom hy ons nooi na die troonkamer toe. Maar luister wat sê hy. Nou praat God met die mens. Hy sê, because he, die mens, has set his love upon me. Kyk nou. Omdat die mens sy liefde aan my toegewys het, therefore I will deliver him. I will set him on high because he knows and understands my name. Waaroor gaan dit? Dit is 'n openbaring van wie Jesus is, die karaktereienskappe wat vasgevang word in sy naam. Is dit nie awesome nie? Luister wat dit is dit. That man has a personal knowledge of my mercy. That man has a personal knowledge of my love and my kindness. And he trusts and relies on me, knowing I will never forsake him. No, never. Waarom is die oorgawe moeilik? Want dit wat ek nou vir jou gelees het, is nie vir ons 'n realiteit nie. Dit wat ek nou vir jou gelees het, word 'n realiteit as gevolg van die openbaring van Jesus Christus in jou lewe. Loop ek in die volheid daarvan? Nee. Maar wat kan ek vir jou sê? Ek is in proses. Nou, daar's kinders van die Here wat 'n ontmoeting met die Here het. Daar's kinders van die Here wat, soos hulle dit stel in Engels, 'n encounter het, en hierdie aspekte van sy lewe is onmiddellik in plek. En ek weet nie wat gebeur nou na die tyd met hom nie, ek weet nie hoe werk hy daarna nie, maar vir my was dit moeilik geweest om dit te ontdek. Maar nou, jy hoef nie daai geweldige pad te loop om dit te ontdek nie. Ek sê net vir jou, daar's die antwoord. Wanneer jy kom by die plek waar Jesus homself ooreenkomstig Johannes 14 vers 21 aan jou openbaar. Krause, wat moet ek maak? Spandeer tyd.
Gooi jou selfoon weg. Maak die deur toe. Ons het in Engels 'n uitstekende uitdrukking daarvoor. Open-ended time. Gee die Here open-ended time, broer. Gaan sit net in sy teenwoordigheid. En deel net met hom. Sê vir hom, Here, hier is ek. Hier stel ek myself beskikbaar, Vader. Ek is hier sodat U liefde aan my kan openbaar. Ek is hier sodat ek saam met U kan wandel. Ek is hier om U hartsbegeerte te vervul. Maar wat nou van my probleme? Wat word van my prentjie? Hy bly buite kan die deur. Jy sien, jy vat al daai goed en jy pak dit in 'n pakkie en jy skuif dit weg uit die pad uit. En ek begin fokus op hom. Wanneer ek daar kom, glo ek dat die Heilige Gees dit in ons hart bedien. Nou, ek moet dan net dit erken, en dit ook vir julle sê, ek het dit nou al 'n paar keer, het ek het ervaar. Waar jy gaan sit, en jy kry 'n ernstige probleem, en jy kan voel hoe kom daai klemming oor jou hart. Dan sal ek net gaan sit. Ek gaan sit en ek raak stil, en ek begin net met hom praat. En die volgende oomblik, dan voel ek die teenwoordigheid van die Here net so inkom in die vertrek in. En weet jy wat? Die probleem is nie meer 'n probleem nie. Moenie my vrou werk het nie, moenie my vrou ding is nie, ek het nie 'n klou nie. Maar ek wil nie vir u sê, dis waar ons moet loop. He that dwelleth in the secret place. Dis 'n vertoef in die teenwoordigheid van God, waar hy al daardie goed uit ons lewens uithaal, sodat die Heilige Gees ons kan bedien. Ek hoop as julle hierna geluister het, is dit nie moeilik vir julle nie. En ek hoop as julle hierna geluister het, gaan julle eintlik uitsien daarna, om dit te beleef en te ervaar. En onthou, daar waar jy vashak, die kontakbesonderhede is daar. Die dae wat ons nou by mekaar moet kom en begin om met mekaar rondom 'n tafel te sit en gesels rondom hierdie goed, is nou op hande. So, ons praat weer met mekaar. But oh, we're thirsty, and oh, are we? Come to the fountain, dip your heart in the stream.